Hi, baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail. En in hierdie video gaan ons Exodus 20 doen. Kom ons maak ons oop toe en ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Okay. Exodus 20, so redelik lank. Die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Okay. Ek gaan dit geweer Exodus 20 vers 5 lees. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Kyk, my ma, my pa het nie baie kerk toe gegaan nie, maar ek weet hulle is Christene. Van my ma se kant af, my ouma en my oupa is Christene. Van my pa se kant af, ek het net my ouma geken. En ek weet sy is 'n Christen, ek het my oupa geken nie, maar ek neem aan hy was 'n Christen. En my groot oue van my ouma, van my ma se kant af, my ouma grootjie, my oupa grootjie, oupa Jan en ouma Ali was Christene. So, sover ek kan onthou was my ouers en my ouma en oupa Christene. En ek dink julle het ander beeltjies aanbid nie. Ek wil nou net nie straf hê oor oumas en oupas en ouma grootjies en goed nie. Ek hoop nie, dis sad dat die Here vier geslagte, derde en aan die vierde geslag, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders. Daar is 'n baie diep vers wat 'n mens maar moet uitsorteer met die Here. Want elkeen se situasie verskil, nee. Okay, vers 6. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Ek dink dit is waar dit nou intensify, nee, waar dit baie intens raak, want vers 5 sê die Here, hy besoek die derde en die vierde geslag. Vers 6 sê die Here, hy wys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Wat is Pietie? Val onder die derde en die vierde geslag, maar Pietie is baie lief vir God. Verstaan julle wat ek sê? So, barmhartig, as 'n mens barmhartig is, nee,
Dis so ruimhart barmhartigheid. So, dis hoekom ek sê, ek dink dat, dis definitief elkeen se situasie verskil. En ek dink die Here sien dit ook so. Dis wat ek dink. Vers 7. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Vir julle nie, as ek so movies kyk of 'n show whatever, en hulle gebruik die Here se naam so uitelik, dan vra ek so my namens hulle vir die Here om hulle te vergewe, want ek voel verskriklik sleg. Dis nou een gebod wat ek rarig ek onderhou daai gebod. Vers 8. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Dus, as die Here sê, moenie werk nie, wonder ek of as hy nou praat van jy mag nie skottelgoed was nie, jy moet soos, I don't know, jy mag nie die kombuis uitvee nie, I'm not sure. Vers 12, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. As 'n mens kyk na, hoe die kinders deesdae met hulle ouers praat. Ek moet sê, ek is baie geseën met my kinders. Ek gee hulle pak slaag, so eenvoudig is dit. En, ek eer my ma se lewe nog, ek eer my pa, my ma, baie keer as sy dronk was, just like het beledig sy my. Maar ek is maar geduldig gewees met haar, want dit bly jou ma, nee. Vers 13, jy mag nie doodslaan nie. Easy. Ek dink jy is baie mense wat behoeftig is om ander mense dood te slaan nie. Jy mag nie egbreek nie, maak sin. Jy mag nie steel nie, maak sin. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, maak sin. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat aan jou naaste is nie. En toe die hele volk die donder slaan en die blitste, en die geluid van die besuin, en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien, en gebewe, en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe raak hulle bang vir God, nee. Toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. So die volk dan op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die wolke donkerheid waar God was. Toe sê die Here vir Moses, so moet jy met die kinders van Israel spreek. Julle het gesien dat ek met julle van die hemel afgespreek het. Julle mag naas my geen silwergode maak en geen goue gode vir julle maak nie. 'n Altaar van grond moet jy vir my maak, en daarop moet jy jou brandoffers en dankoffers, jou kleinvee en beeste offer.
Op elke plek waar ek my naam sal laat gedenk, sal ek na jou toe kom en jou seën. Maar as jy vir my 'n klipaltaar maak, mag jy dit nie bou van gekapte klip nie, want as jy jou ystergereedskap daaroor swaai, dan ontheilig jy dit. Wow. Jy mag ook nie met trappe na my altaar opklim nie, dat jou skaamte nie daarop ontbloot word nie. Dis die einde van Eksodus 20. Nou, ek onthou een keer wat het die pastoor of 'n priester gepreek oor daai spesifieke vers. Want ek kon nie verstaan ontbloot skaamte, waarvan praat die Bybel nou nie. Maar apparently, in die Bybelse tyd het die mans moes daai lang rokke gedra nie, en het hulle nie onderklere gedra nie. So nou klim hulle met die trappe of en dan sien jy nou hulle skaamdele, so dan ontbloot hulle nou hulle skaamte, en dit is waarvan die Bybel praat. Don't tell me that. Okay, my phone lyn nou, maar ons is nou klaar met ons is nou klaar met Eksodus 20, wat ons basically die 10 gebooie deur God gekry het, nee. So ja, tot die volgende keer, baie dankie dat julle my gejoin het.